Môre daar. Het is vandaag zo koud. Hier in die Kaap. Dat ik maar mijn volle blauw uniform aan het. Maar een girl moet toch matchen, nee? Blauw en wit. En daarachter kan jullie zien, maar is bezig om haar tanden schoon te maken. Van ons gaan nou bad. Toen zei ik, maar je is zeker, je wil zo vroeg bad. Zei ze me, nee jong, ik wil nou bad nou. Als ze voor die bad, want ze wil foto's wat als ze klaar aangetrekt is, dat is die ding. Want het moest nog al een ma en zo. Ja, nee, ik heb vandaag blauw en wit aan. Blauw en wit. Maar, ze weet ons die color combination moet daar wees. En zo, ja, is koud die zo. En om te denken, mensen, ik kom uit Atlantis uit. Zonder een jersey, zonder een jacket, zonder een langmouwtop, onder hierdie uniform aan. Ik heb net een t-shirt aan, jou onder aan. En toen ik afklim, toen reën ik pap, nat. Maar dat is gevaarlijk. Eerste ding wat ma van mij vraagt, gaat ik mijn haren droog maken? Toen zei ik, ma, als een kleerling zijn haren nat wordt, zij boderie met de kleerling zijn haren niet. Want dan gaan het totaal en geheel en al in een ander tekstuur ontwikkelen. Maar ma had zo gelacht. Maar die hele het nog die stukje gemis. Want ik het naar de kamer ingegaan en ik heb die phone bijgehaald. Toen zal ze mij totaal dat zien. En toen vraagt ze weer van mij, hoe was mijn vakantie volgens? Ze heeft me nog niet gezien. Toen zei ik, baie lekker ma. Goedemorgen mensen. Ja, nee, ma slaapt nog. Ik wil nog net gauw weer een vraag adres hier zo. Misschien zal jullie nou niet in haar comment lijsten zien nie, maar ik heb daar geantwoord daarop. Die vraag is, waar is ik opgeleid? Want toen die persoon opgeleid geweest is, was daar gezien geen foto's van patiënten nie. En ik heb haar geantwoord, opleiding bij Netke. En ik is geregistreerd bij Netke als een caregiver. So, alle medische patiënten wat uit Netke uitkom, ik is moest op de database en dan laat weet hulle vir my as ek 'n patiënt het en dan gaan hulle verder af in die database. En ik weet, jy mag nie foto's of enigiets video's van patiënten neem in oude huise nie. En ik denk die rede is daarvoor, want dit is die 100%. Die kwaliteit in die oude huise is die 100% nie. En dis hoekom hulle seker dit vir julle sê. Nee, dit is nou my mening en so. En met my opleiding het ons verskillende dinge geleer. Baie pasiënte het mos nie Alzheimer nie. Daar's verskillende kroniese siektes in die pasiënte in. So jy moet jouself equip om te kyk wat werk by jou pasiënte. En soos ek in die vorige video's gesê het, werk ek met stage 4 cancer patients. Daar het jy empathy nodig. Daar moet jy geestelik vir jou voorberei. Jy moet 'n believer wees, want jy moet met die pasiënt kan praat en vra of die pasiënt in die Here glo. Al dan nie, moet jy verskillende dinge doen. Jy moet lees vir die pasiënt uit die Bybel uit. Jy moet bid in die oggende, jy moet haar begemoedig. En so, daar was 'n pasiënt wat ek gehad het, wat maagkanker gehad het. En maagkanker, vir wat die pasiënt ondervind het, is net soos water of vocht wat uittap en so. En ek het die voorreg gehad. Ek het nou al by 'n hele paar pasiënte wat wat dood gegaan het, was ek by. Maar die spesifieke ene het vir my gesê, suster, skyn nou 'n lig. Toe sê ek, maak jou hart net oop. Maak jou hart oop, moet aan niks dinkie, dink net aan Jesus. So ek weet nou nie, as jy dood gaan sien jy lig of wat nie, maar dis wat sy nou vir my gesê het. Maar om by die punt terug te kom, ma het Alzheimer en ma kom met die eie oude huis uit vir 2 jaar en 8 maande. En daar was eintlik kommunikasie nie, maar ma sal altyd sê, daar was 'n man wat altyd as amper so haar nywe wat nou langs in haar geleer het, kom besit het, had hulle uitgegaan, dan was ma alleen in die kamer. En die eerste week was ma baie stil. En nou, omdat ek 'n praterige mens is, het ek altyd met ma gepraat, maar ma het nooit geantwoord nie. En toe begin ek foto's van ons te neem, en videootjies, as sy miskien begin te praat,
En soos julle ook sal weet, maar het baie sag gepraat, dan het ek vir die familie gewys wat het ons op vandag gedoen en so. En ek het voorgestel, kom ons sit dit op Facebook en hulle die versekering gee, doen dit so. En nou is ma lewende gewens, nie dat sy dood was nie, maar ma gesels, sy kan inpas in 'n conversation in die aande praat sy hondjie te bossie, want Charlotte vra, wat het julle vandag gedoen, en so, en ma praat aan een, dat Charlotte achterna moet sê, ma, hoi nou bietjie, ek het ook nou werkies nou om te doen en so. So haar persoonlikheid het weer teruggekom, want ma was 'n bubbly person, soos ek verstaan, en dit is die antwoord wat ek vir daai persoon gegee het, want haar vraag was mos gewees, waar was ek opgelei, want waar sy opgelei gewees het, kon hulle nie foto's of amper so communication en sulke goed te doen met die pasiënte nie. Goeiemôre mense, dis nou amper voor 9, ma slaap nou nog, ek het net gou haar badkamer het ek skoon gemaak, en haar badgereedskap het ek voorberei, en dan haar ontbyt het ek so lang reggesit, so as sy wakker word, dan gooi ek mos nou haar waterwerk koffie in, en dan haar melk, en so aan te. Dit is mos nou Dinsdag vandag, so vandag gee ek nou weer 'n tip, vir die wat wil nou 'n tip het. Maar daar is nog iets wat ek wil sê, mense, sal altyd na ma se voete kyk en sê, dis geswel. Dis nie geswel nie. Ek weet nie die wat nou ingezoom het en so nie, ma het net sulke dik bene, dit is in ma. Ek weet nou nie, het die suster ook sulke dik bene, maar Charlotte het ook sulke dik bene. Verstaan julle? Die voete, ma het baie tekkies, maar hou van tekkies, want sy hou van vaststrap, en dan het die tekkies so 'n reker oor die voet. Nou as ma dit aangehad het, en dan lyk dit so, die voet het so 'n bietjie, die vel het so 'n bietjie vorentoe gekom, né? Dit is die swelselie, en dan dra ma ook slippers nou, waar die slippers mos nou sit, en dan lyk dit so, die voet se, sê maar die voet se vet, het ook opgeskuive, en so, maar daar is baie kere, as ma nou te lang gelê het, en veral op 'n maandag, lyk dit so, die voete en die enkel is 'n bietjie geswel, maar ek weet wat om daar te doen, en so net so 'n bietjie Annika oil aan my hand sit, en dan smeer ek dit so, en dan sorg ek dat sy so vir 2 uur of so haar voete lekker hoog sit, veral hier waar ek nou buite sit, hier is 'n kussie hier, buitekant, en dan laat ek haar voete so hoog op die kussie sit, en as sy nou binne is, dan gebruik ek mos nou die kussing, wat ek al klaar vir julle gewys het, en so. Vanmôre wil ek praat oor, die bejaardes, se toenails, en ek weet daar is jonger geslagte ook, wat, toenails het, julle weet hy wit onder die toenail, wat so dik is, en so, so ek het aangeraai, ek het mos nou met baie pasiënte gewerk, en ek het baie kennis en goede opgedoen, en so, en ma se naels was ook so, want ma was mos by die oude huis, en omdat sy nou kon stap, of sê maar nou met die karretjie kon ry, moes maar nou self was, en so, en in die proses, het ma se toenails mos nou, verwaarloos. Die groot toenail was nou Desember geskuur, want jy weet mos, het amper soos 'n boomstomp geword, en dan het ons dit gekry, om op te sit. Ek gaan die foto vat van die bottel, dan gaan ek dit in my bio sit, nie? Dan gebruik ons die druppels, om, wanneer het nou mooi die groot toenails al twee lekker plat geskuur, en dan, sê maar soos afgesny, nou nie afgesny die toenail, die toenail, die wat is soos 'n boom uitgekom het, hy harde bas toenail sien, lekker gevuil en dan lekker afgesny, en dan het ons mos nou die gekry, om op te sit. Die eerste week, was dit, elke dag, eintlik elke 3 keer 'n dag, moet jy 'n druppel opgooi op jou naal, hier op jou vingerpunt, dan smeer jy dit aan die toenail, 3 keer 'n dag, en die tweede week was dit 2 keer 'n dag, en dan die derde week was dit net 1 keer 'n dag. En toe slaan ons oor na 1 keer maandag, woensdag en vrydag, en nou op die oomblik is ons nou net by vrydag, want ek moes nou maar se manie en penny doen. Dit help baie, en dan die ander toenails het ook al
die harde wit onder by die toenails gekry. En dan het ek maar dalk aangesmeer, maar ma se tone lyk nou baie mooi. Ek gaan 'n prentjie ook opsit van hoe die toenails lyk, maar as julle terug gaan in die video's waar ek Vrydag wys as ek ma se toenails klaar ge-cutex het, dan kan julle sien hoe lyk haar groot toenails nou, baie mooi normaal. En so maar 'n Vrydag gaan ek vir julle kleurvisie gee wanneer ek nou weer die voete mos nou baai en dan die cutex afhaal en dan gaan ek 'n volledige foto gee van hoe ma se toenails nou lyk. So ek gaan 'n prentjie nou neem en dan gaan ek die bottel van alle kante afneem en dat julle kan sien waarvan praat ek en julle kry dit by enige chemist, né? Okay dan. Mense, hier kom ek nou weer met 'n ding na julle toe. Ek kry nou elke keer, elke tweede dag kry ek iemand wat sê, wees versigtig, wat jy pause en whatever, met ma, en moet jy ma blootstel en whatever en so nie. Kom ek sê dit nou vir die laaste keer. Solank die familie tevrede is, hoe ek die hele situasie uitbeeld, kan julle maar julle data op iets anders gebruik. Want ek gaan nie weer 'n comment los of 'n video maak oor dit. Ek sê weer, mense as julle nie weet nie, daar is 'n poppy act. En Facebook so lank al vir my gesê dit, of gesê dit ons haal jou nou af, wat jy, dat die dinge wat jy nou doen is te oorbodig. Nee? So hou op. Ek is daar maar 58, ek is maar sê 'n kindie, ek weet wat reg en wat is verkeerd is. En ek gaan dit weer sê. Ek is hier kry 'n kere van brille en neppies en city. My beroep as 'n kere is om die pasiënt so meer as moontlik deel van die samelewing te maak. Dis nie net van kom in die oggende, gee jou pap, gee jou pille, was vir jou, dat sit jy heel dag en nie, by my sit nie van hy nie. Nou julle wat so complain nie, my weet julle nie die idee gehad, wat ek het nie. Nou voel julle bietjie geïntimideer oor die dinge wat ek doen. Van mense wat my ken, van het ek begin het, as 'n caregiver, tot met my prakties, by my prakties het dit begin, was ek al so. So, die is nie aansittery nie. En tot even die mense, se maans en se paas wat ek al na gekyk het, is ook op die blad, hulle sien al die goede wat ek doen. So, hulle kon ek al lank gesê het, nee, die is 'n aansittery, of wat even so. Al my patiënte, treat ek dieselfde, alles wat ek by die een doen ek by die ander ene. En dit is dat jy nie moet dink aan jou pyne nie. Want ek het net reeds van ma gesê, ma se man is mos nou al seker meer as 40 of 30 jaar oorlede. Toe sê ma, Jennis het al so sorrows gehad volgens haar pa en haar ma is ook oorlede. Toe sê ek ma, dit is grace wat ma nou het. En dat is het doel hoekom ek in ma se lewe ingekom het. Sodat ma nog die lewe kan geniet. En toe sê ma, nee, sy gaan nou dood. Toe sê ek ma, ons almal gaan dood. Of jy nou groot is, of klein is, of gesond is, of siek is, ons almal het 'n datum. So ma moet ma se lewe geniet. Die lewe wat ma nou het, is grace. En ma het nog ma se dogter, ma bond lekker in die aande, en naweke met ma se dogter. En toe sê ek sommer, weet maar wat nie, die dag as dit kom en is ma se datum, dan gaan ma niet stil gaan. Haar gaan nie nog 'n siekte is nie. Ma, gryp my glad, sy druk vir my. Ek sê ma, ek declare dit. So, van nou af geniet ma se lewe. En mense, ma het vandag uiteindelik 1 uur opgestaan. Sy het vanoggend opgestaan, haar ontbyt en so geëet, toe voel sy nou kan maar 'n bietjie dronk. Toe sê ek, ma, seker hy busrit na Sun City toe om te gaan dobbel, wat jou nou so die mekaar gemaak het. Toe laat ek haar lê, ja. Staan sy 1 uur op en toe bad ek haar. Maar lyk my die lê het 'n appetite vir haar gegee en soos julle kon gesien het, was dit haar middagete en 'n bak pudding. Toe sê ek, ma moet nou net 'n bietjie rus, dat jou voete 'n bietjie hoog is aan. Toe sit ek die TV aan, dat sy 'n bietjie TV kyk. So mense,
Ek sien jou normale kere nie. Regtig waar. Ek sien jou normale kere nie. Ek is nou 'n ander put van 'n ander lemoen. Bye. Goeiemôre mense. Ja, ek is alweer by die werk. Dit is donderdag, die 12de Februarie 2026. Ma slaap nou nog. Ek gaan nog over haar ontbyt reg sit en haar oggendpille. En dan gaan ek so lank maar kyk of ek haar kaste weer kan regpak. En dan nou maar weer my notas maak om te kyk wat kan ons vir die dag doen. So ek neem maar suiker in die oggende en haar bloeddruk neem ek as sy opstaan voordat sy enigiets drink of so. En as maar wakker word en dan gee ek nou haar koffie en dan het sy 'n oggendpil wat sy eintlik moet drink op haar nigter maag. En daarna is dit mos nou ontbyt en so. Ja, nee, lekker werk, almal wat nou by die werk is. Ja, ek is ook nou al by die werk. Ek begin 7 uur, maar dit is nou al 8 uur. Want ek het net so 'n bietjie goedjies reggetrek van ma wat ek gister gewas het, dat ek nou opgehang het. En so, ja, want ek doen ma se kamer, ma se badkamer, ek doen maar wasgoed. Soos was en stryk, ek pak haar kaste reg en so, en dan ek change haar beddegoed, maandag en vrydag. Verstaan jy? Alles, ek trek alles af maandag, ek trek alles af vrydag. Dis wat jy mos nou, wat jy moet doen en so. Ja, en jy lekker werk mensies, laat ons die dag begin. Môre mense, nog 'n dag. As 'n heerlike dag hierso. Bietjie bewolk, maar en mistig. Maar later gaan die son weer uitskyn. Kyk vir wie het ek hier. Ai, voilà. Sê môre vir die mense, ma. Môre. Bietjie harder, ma, bietjie harder. Môre mense. Môre, hoe het maar geslaap vanmôre? Oh, goed. Het maar goed geslaap. Ja, Niks drome gehad nie. niks drome nie. Ja, dit is goed so, maar dit is goed so. Hoekom wil ma so vroeg bad vandag? Sê of my wyn gaan ma. Mens nie. Gaan maar nêrens nie. Nee. Wow, okay, ma wil maar net vroeg bad vanmôre. Ja. Wow, okay ma, kom. Ons stap 'n bietjie hierso. Ja, dit is 'n lekker, ay sorry vir daai. Dit is 'n lekker dag vanmôre. Dis hoekom ons vroeg op is. Maar ek wil nou eintlik hê ma moet uitkom met die ding. Hoekom sy so vroeg opgestaan het. Maar jy het dan al skoon gemaak. Ja. Maar nou, hoekom dan so vroeg? Ons het dan nog skars gestap nie. Gewoonlik het ons mos 'n roetine. Staan regop ma? Gewoonlik het ons mos 'n roetine. Eers stap en oefeninge en dan die tande skoon maak en dan bad ons. Maar nou, hoekom is ma dan vanoggend so waarheen is ma pad? Wel, ek ag nee man. Ama? Nergens nie. Is ma nêrens op pad nie? Okay, dis fyn. Ons ry so 'n bietjie en dan sal sy uitkom met waarheen is sy op pad, want ek wil nou nie sê nie. O, die honde. Ek wil nou nie sê nie, laat sy self. Kan vir julle kan sê waarheen is sy op pad. En ma se haar is weer mooi vanmôre. Kyk net daar. Nee. Hou maar nie van dit so nie. Nee. Nou maak dit soos maar dit wil hê. Vat ma se hand. Ag nee man. Gaan maar nie maak nie. Uh-uh. Okay, kom maar, kom. Dan sê omgaan. Lekker, wat blaaf die honde nou weer so vanmôre. O ja, is vir die vullis erom. Die vullis mense. Oh, ja, werkelijk vandag. Ja, en julle kom al die vullis vandag, maar kom al die vullis. Ja, sê kom eens gaan nou 'n bietjie so sit maar. Maar lekker gestap. Nee. Die man lekker stap. Kom maar nog stap. Nee. Okay, ja, maak en hier sit. Sê. Vertel. Ja, kom maar. Hoe sê maar, wat 'n vrou is die wat so vir ma wag? Waar toe wil sy vir ma neem? Man sê sy het nie vrouens van die. Van die wat? Van die. Dus. Het sy gesê sy kom half vandag vir ma. Ja. Lewe die vrou of is dit 'n dooie vrou?
Niemand sy lewe. Lewe Nie sy. dink aan haar naam nie. Het sy gesê sy kom haal vandag vir ma. Sy sou al nie gewees het of. Nee, dan weet ek nie wat 'n vrou is die nie. Waarheen gaan sy vir ma neem? Sy gaan my neem na die oefening. Ja. Die oefeningplek toe. Gaan sy vir ma gym toe neem. Ek weet nie waar, dit is 'n spesiale plek vir mense wat geval het. So. Okay, is dit 'n spesiale plek vir mense wat geval het? Nou, wanneer het maar dan geval? Ek het jou dan gesê vanoggend het ek geval. Het maar vanoggend geval. Gisteraan. Gisteraan. En toe, wat gebeur dan maar? Wat maar geval het? Ek is so seer. Is maar seer. Nou laat jy my stap. Ai, nee, maar die feit is die, as maar dan van gisteraan geval het, en maar is nou seer, dan moet ons maar nou hy seer bietjie uitstap. Dis hoe dit werk. Maar vanoggend het ek geen boodskap gekry dat maar gestaan geval het nie. Ja, sê nie. Hoe sê maar? Nee, ek weet nie wat nie. Weet maar nie wat nie. Okay. Kan maar nie bietjie regop loop nie, loop nader na Ek kan toe nie toe. my rug is seer. Is maar sy rug seer. Okay maar. Okay, kom ons gaan net nou weer om en so en dan. Nee, ek gaan nie nou weer. Gaan maar nie nou weer om nie. Gaan maar net een ronde doen. Ja. Okay, nou kom het ons maar net een ronde doen. Daar sy maar, kom. Ek is seer. Is maar baie seer vanoggend. Kom hier, kom om. Hierdie kant. Daar sy. Ek moet so weer die honde kan. Maar hier is die hondepoefie nie. Die hondepoefie is lankal opgetel. Kom. Ek kyk dan nou reeds soos ek loop. Okay, dan moet maar hier so sit. Hier kom. Kom hierdie kant toe maar. Daar sy. Sy kom my optel hier sy by die. Sy kom my hier optel by julle. Hoe gaat sy vir my hier kom optel by ons? Ja. Nou waarheen gaan die vrou van my vat? Ek vat my na oefeningplek toe. So, gaat sy vir my na oefeninge toe vat? Ja. Okay maar. Draai om. Ag asseblief maar asseblief. Ma moet sit. Waar moet ek? Op die karretjie. Sit op die karretjie maar. Sit maar bietjie kan relax, né? Sit aan die briks. Ja, so ma, wag nou een. Môre mense, ja, ma is nou wakker nou, maar vanmôre is dit weer 'n nuwe dag. Ma is nou net in 'n posisie wat sy wil haar net was. Toe ek in die badkamer kom, toe sy val staan al uit. En die mond word nou skoon gemaak, want ma is nou in 'n haastige posisie. Sy het nou al vir my gesê, waarheen is sy op pad? Maar ek wil nou hê julle moet nou self die mondjie door, waarheen is sy op pad, né? Ma, hoekom het ma dan so vroeg gewas vandag? Waarheen is ma op pad? Ek is op pad. Dus waarheen is ma op pad? Waar het ma gewerk? Oh jee. In Ja, in hospitaal. die hospitaal. Nou waarheen is ma nou so vroeg op pad dat ma nou wil was en aantrek? Hospitaal toe. Hospitaal toe. Ja. Wat was ma se posisie dan in die hospitaal? Wel ek was in dieselfde posisie as wat ek nou het. Ook 'n staafnurse. Nee, ek is 'n suster nou. Wat ma? 'n Suster. O, was ma suster, ma 'n bietjie harder praat. Nou vanoggend toe ek nou in die badkamer kom, toe's ma hard besig om nou tande skoon te maak en ma wil nou stort en aantrek. Gaan maar dan weer toe vanmôre. Ja. Ja, nou, wie het gesê ma moet weer toe kom vanmôre? Wel, ons moet dan mijn gezicht wijzen. Hoe sê ma? Ik moet dan mijn gezicht wijzen bij die werk. O, ma moet maar sy gesig by die werk vanoggend wys. Okay, ma, okay. Nee, dit is fyn, maar as ma moet maar sy gesig vanoggend by die werk wys, dan is dit fyn. Nou, wat experience het ma gehad by die hospitaal? Was dit lekker om daar te werk, ma? Ja, Okay. Het ma babetjies ook gevang? ja. Jo, ma. En hoe was hy ondervinding? Ach, dat was van dat stukje. Was dit niksie? Ja. Okay, maar praat 'n bietjie harder dat die mense kan hoor. Okay, so ma het babetjies ook gevang.
Ja. Kan ma nog onthou by watter hospitaal het ma gewerk? Ma? Bij die, bij Grote Stier. By Grote Skuur. Ja, dit is die hospitaal wat ma amper oor die 40 jaar het ma daar gewerk. As 'n suster, nee ma? Ja. Ja, nee, dis hoekom ek moet mooi kyk na ma, nee? Ja. Anders dan gaan ma sê, wow. Dit wat jy doen is nie regie, nee ma? Ja. Want ma weet hoe dit is om met mense te werk in 'n hospitaal, nee ma? Ja. Ja ma. Geniet maar hierdie oomblik om so met die foon te praat. Ja. Ja, en maar geniet al die mooi boodskappe wat die mense skryf, nee? Ja, niet allemaal is altijd te doen. Ja, nee, ja, kom het uit mense. Want ek lees al julle boodskappe, kom het uit. Maar sê nie altyd is alles mooi nie. Ja. Maar waardeer die wat mooi boodskappe skryf, nee? Ja. Ja, vir al die hartjies wat so op, nee maar. Ja. Ja, maar. Baie vir die mense, sê maar sien hulle later. Baba, zien jullie later. Asai. Maar voel om vandag weer te loop, kom maar. Kom, los die kas maar. Asai. Jee, kyk hoe sexy lyk maar. Kom maar. Maar lyk baie sexy vandag, nee maar. Weet maar nie. Kom maar. Maar lekker tekkies aan en 'n lekker tyd vanmôre. En dan het ek net so 'n checkse toppie aangesit. En hoor van ma, om die kleur te breek, sit aan my rooi krale. Krale. En ek dink ek is 'n fashionista, maar ma is 'n regte fashionista. Kom maar, loop jy na toe. Kom sit. Die honde wil ek in is daar, Shelly. Daar is Shelly. Daar, Shelly. Tessie. Daar's Tessie. Jep, die honde wil ek vanmôre in is. Kom maar. Kom. En kan julle sien, die honde het bekkies. Hier's ook nog 'n bekkie, die ander twee wat daar kom, nee. Het ek al buitekant gesit. Kom maar. So ma is omring deur liefde en honde gee liefde. Ha, sy ma.